sy geregtigheid. Goed, blaai vir my in die Bybels weer na Romeine en ons gaan net 'n gedeelte doen uit Romeine 3 vers 21 wat Paulus vir ons skryf. Ons weet nie wie Psalm 96 geskryf nie, maak nie saak nie, het kan miskien vir Dawid geskryf gewees het. Maar hier kry ons die apostel Paulus, en ons is nogal liever die apostel Paulus, want Paulus het 13 van die Nuwe Testamentiese 27 boeke geskryf. Nou, dit is naby die helfte. En dan gaan Handelinge ook oor Paulus, en weet ons, hy het ook deel gehad in die skryf van die Hebreërs, die neergeskryfde preek. Maar nou sê Paulus Romeine 3:21, maar nou word die geregtigheid van God sonder die wet bekend gemaak, waarvan die wet en die profete getuig. Hierdie vryspraak gee God deur die geloof in Jesus Christus aan almal wat glo. Want daar is geen onderskeid nie. Wat hy bedoel geen onderskeid nie, is daar geen onderskeid tussen Jood of Griek nie, die heiden en Jood nie. Hoekom sê Paulus, almal het trouens gesondig en nagelaat om die eer aan God te gee. Die ander vertaling sê, het in gebreke gebly om God die nodige eer te gee. En tog word hulle goedgunstig deur die genade vrygespreek deur die bevryding in Christus Jesus. Hom het God daar gestel as versoeningsoffer in sy bloed, in Christus se bloed, en wat deur die geloof verkry word. God het sy regverdigheid, en ek hou van die Engels eintlik meer, wat hulle praat van just and justification, nie righteousness nie, praat van just, het sy regverdigheid duidelik bewys deurdat hy die sondes oorgesien het wat voorheen in die tyd van sy verdraagsaamheid gedoen is ja, so het hy in die huidige tyd sy regverdigheid duidelik bewys. Ek weet nie wat sê julle Engelse vertaling gesê, iemand Engelse vertaling, praat hy van justification daar. Righteousness. Duidelik bewys, sodat hy regverdig kan wees en terselfdertyd hulle wat in Jesus glo kan regverdig. Nou glo daar sal ek praat van that he can be both justifier and he can be just and justifier. Altwee. God hy kan just wees oor die sonde en hy kan een wees wat mense regverdig maak. Kom ons bid, vra die Here vir wysheid. Vader, dankie vir u woord. Dankie dat ons saam om u woord kan vergader. Here, help my om dit reg uit te lê, te eksposeer en 'n regte applikasie te doen. Wat Paulus hier sê in breë trekke, sodat ons ook, Here, kan weet wat dit beteken om ons waarlik te bekeer. Ons bid vir u genade en wysheid in Jesus naam. Amen. Ons breek kort voor ons gaan kyk na Filippense is 'n boek, 2 kort boodskappe. Nommer 1 is die eerste een ons gesê die ware evangelie, maar daar's baie evangelies. Ons het gesê Paulus skryf in Galasiërs, julle kan onthou, as iemand 'n ander evangelie verkondig as wat ek aan julle gee, laat hom 'n vervloeking wees. Want daar is net een evangelie. So daar is 'n ware evangelie, maar die volle evangelie het ons gesê in die woord evangelie, die Afrikaans is evangelion, wat nader aan die Grieks is as wat gospel. Gospel, het ons gesê, is Godspell. Dit kom van die woord Godspell, wat eintlik beteken goed, ook goeie nuus op die ou einde. Maar die evangelie volgens Paulus, wat hy bring in Romeine 3, is baie treffend. Ons is nie besig om deur die boek Romeine te gaan nie, maar die volle evangelie en die ware evangelie, wat hy dan nou geskryf het vir ons in 13 boeke, Paulus, en ek dink een van die hoofverse in Romeine is Romeine 3 vers 23. As jy ooit mense evangeliseer, moet jy asseblief begin by Romeine 3 vers 23. Want baie mense dink evangelie is Jesus het jou lief. Jesus het 'n plan vir jou lewe. Jesus wil hê jy moet hemel toe gaan. Ongelukkig is dit nie die volle evangelie nie. Die evangelie begin alle mense, en dit sluit alle mense van geboorte af, is in onguns by God. Inteendeel nie net onguns nie, God se toorn, Romeine 1 vers 18 word geopenbaar teen alle goddeloosheid van mense wat God verdraai. En ons sê nee, ons doen dit nie, ons almal doen dit, want die Bybel gebruik die woord almal.
Almal beteken without exception. Almal het gesondig en ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En ons sukkel om te sondig. Ek het gesê, dit is belangrik om te weet, ons word nie sondaars omdat ons sondig nie. Dis anders daarom. Omdat ons sondaars is, sondig ons. Dit is 'n waarheid wat die Bybel vir ons sê. Ons is van nature sondaars. Kyk vir my Jeremia 13 vers 23 as jy wil, so nie sal ek dit vir u lees. Dis een van die groot profete, net na Psalms gekry. Na Jesaja kry ons Jeremia, en Jeremia, die konteks hier, die Here is kwaad vir die volk Israel, en hy wil die volk Israel in wandelingskap stuur na Babylonië toe, en dan stuur hy die profeet Jesaja, 'n laaste waarskuwing, dink van die vertalings praat van, in Jeremia, van die laaste waarskuwings, wat God gee aan sy volk, in elk geval in hierdie 2020 vertaling, of finale waarskuwing. Nou, maak die Here stel, nadat hy nou deur Jeremia teen hulle geprofeteer het, en sê, julle hou nie op sondig nie, soos in Jeremia 13 vers 22, hy sê, Jahwe sê aan Jeremia, sê vir hulle, in jou hart sê julle, waarom het hierdie dinge oor my gekom, as ek nou julle gaan oordeel? Dis oor julle sondeskuld, dat julle kleed some oplig, jou hakskene geweld aangedoen. Wat die Here eintlik sê, is wanneer jy in daai tyd, mans het rokke gedra, want jy die rok soom gevat om oor sy kop gelig, om verneder. God sê, ek gaan julle verneder. Ek gaan julle, as volk gaan ek julle verneder, want julle het nie my voorskrifte nagekom nie, ek stuur profete, julle luister nie, en dan sê hy, kan 'n kasiet, die ander vertaling praat van Ethiopiër sy velkleur verander, of kan 'n luiperd sy vlekke verander? Sê Jahwe, dan sou julle ook in staat wees om goed te doen. Julle wat gewoon is om kwaad te doen. Julle wat in gewoonte aanhou kwaad doen. En ons is daarbey ingesluit. Ons sê ja, wanneer ons praat van Israel. Nee, ons is net so, is dit nie so nie. As ons gedagtes begin dink, is dit sondig. As ons kom, ek myself, as ek bestuur, onmiddellik sê sonde daar, ek het vanoggend gesê, ek is een van die grootste moordenaars, want as dit iemand verkeerd voor my ry en ek raak kwaad, tel die Here 'n negatiewe gesindheid op, wat dieselfde is as moord. Maar sê, kan ek kasiet om sy kleur verander, Ethiopiërs kan nie hulle kleur verander nie. Te vergeefs probeer ons, want enige mens wat sê, ek kan myself verander, praat nie die waarheid nie. Kan enige mens van sy sonde afsien? Nee. Ons het verlede week gekyk na Psalm 51 vers 7 waar Dawid bely het oor sy sonde teen Batseba, waar hy sê, in ongeregtigheid is ek Dawid gebore, en in sonde, dis Hebreëse parallelisme, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Nou sê mense, oor is net Dawid, net Dawid wat in sonde ontvang is, dis waarom my gesondigheid meer. Die konteks hier, alle mense is in sonde ontvang. Alle mense is gebore in ongeregtigheid. En Romeine 1 vers 18 gee die waarskuwing dat God se toorn uit die hemel ontwaak, en dis die volle evangelie. Nie 'n halwe evangelie. Ons weet almal, hoor, veral baie kerke lê 'n klem op die liefde van God. En Johannes sê, God is love, God is liefde. God is goed, hy is barmhartig, hy is genadig, maar hy laat die ander waarheid van God na. Want God is nommer 1, hy is heilig. Ons het gesê, almal het gesondig, en dit ontbreek ons aan God se heerlikheid. Ons moet weet dat ons deur God geskaap is in Openbaring 4 vers 11, die laaste vers in Openbaring 4. Ons kry die 24 ouderlinge wat voor God se troon die engele aanbid om dag en nag. Dis waarna ons ook op pad is hopelik. Om hom te gaan aanbid dag en nag. Nou sê hy, hoekom aanbid hierdie 24 ouderlinge en 4 lewende wesens God in Openbaring 4 vers 11? Hy sê, omdat deur u wil, en dan die mooi woorde wat hy gebruik in Grieks, kurios, ho, theos, ho, pantokrato. Here God die Almagtige, pantokrato. Die een wat bo alle dinge is, panto oor alles is. Want u het alles geskape, nie net die natuur nie, u het mense ook geskape. En God het mense geskape om hom
liefde nie. God het 'n behoefte aan ons liefde. Ek weet daar's teoloë wat sê nee, God het geen behoefte aan ons. Nee, God het ons geskape sodat ons hom kan lief hê, hom kan gehoorsaam. En hy die beste in ons lewe vir ons kan bewerk. Maar God het ook dieselfde God as ons hom nie lief het nie. En ons hou aan sê van go away, leave me alone. Op die ouene sal hy ook sê, I will go away and leave you alone. En jy sal in ewige punishment wees. Veroordeel, dis want jy wil nie my volg nie. En onthou as ek gesê Jesaja 6 waar die Here aan Jesaja verskyn, sê hy nie liefde, liefde, liefde nie. Die engele vlieg voor die troon van God uit en sê heilig, heilig, heilig. Tydjie sê holy, holy, holiest is die Here God almagtig. So, en sy kenmerk, en hy wou hê die volk, want ons is met die gesinsbybelstudie besig met die Ou Testament en ons kyk na die wette, maar as jy kyk na Levitikus 17 is 'n baie kerndeel in die Bybel wat God met die volk van Israel praat. Onthou Levitikus gaan oor die kodes van die wet en die offerandes en dan Levitikus 17 net een plek van offering en voorskrifte vir die heilige volk. Dan Levitikus 19 kom God en dan onthou ek het vir gesê, dis nie net ek wat dit gebruik nie. As jy in die in die vertalings die hoofletters lees, Here, hoofletter gedruk vertaal, is dit eintlik in die plek van Jahwe. Nou so Jahwe het met Moses gepraat, sê Levitikus 19 en gesê, praat met die hele volksvergadering van die Israeliete en sê vir julle moet heilig wees. Hoekom? Want ek, Jahwe, julle God, is heilig. En as jy die hele Levitikus deurlees, sal jy sien in elke tweede sin eindig hy byvoorbeeld in vers 4, ek, Jahwe, is julle God. Hy gee vir hulle opdragte, julle moet die Sabbat onderhou, en julle moet julle na niks werd gode wend nie, want ek is die Here. En dan hoofstuk 5 word amper afgesluit by waar hy sê, kyk, einde van vers 10 voorbeeld, ek is die Here julle God. Julle mag nie, vers 11, mag nie steel nie, julle mag nie lieg nie, julle mag, daar kom nie die wette deur en bedrieg nie, julle mag nie in my naam vals eet aflê, die hele 10 gebooie basies daarin vervat. En dan gee hy aan die einde weer van die gedeelte, aan einde van vers 15, na hierdie wette bespreek het, sê hy weer eens, ek is die Here, ek is Jahwe. Jy mag dit nie doen nie, einde van vers 18, ek is Jahwe. So gaan hy reg deur tot die einde van Levitikus 19, dan sluit hy dit af, wat ons hierso as mense in hoofstukke ingedeel het, sê, julle moet al my vaste voorskrifte en al my beslissings nakom, julle moet dit uitvoer, want ek is die Here, of ek is Jahwe. Doen dit. Julle moet heilig wees, ek het julle verseël met die bloed van die lam, julle is nou my volk. Hier is, as julle my volk wil wees, dit is hoe julle moet wees, julle moet soos ek wees. Ons weet in die bergrede sê, julle moet volmaak wees, julle dan volmaak soos julle Vader in die hemel volmaak is. En die volmaak, bring ons na die woord perfek. God is heilig, en in sy heiligheid is hy perfek. Dis sy eienskappe. So in Engels praat hy perfection. Dit jy al gehoor dat praat van God se perfections, sy perfekthede, sy attribute. Is ook perfek en regverdig, just, righteous, is God. Dit moet ons ook in die evangelie mense moet verstaan en hulle self meet aan God se regverdige standaarde. En ons het vanoggend gekyk by die gesinsbybelstudie, wat is sy standaarde? Die 66 boeke, dis sy standaard. Dis hoe hy hom geopenbaar het aan ons. Ek weet nie hoe baie mense weet nie, as jy ek weet nie wie hou van visvang nie, of jy ook visvang so nou en dan nie. Ek weet, Anton Dayan se man is lief om te gaan visvang. Maar as jy varswater, nie net by die see nie, as jy varswater visvang, moet jy eintlik 'n lisensie hê. Selfs by varswater, riviere en damme, mere. Nou, hulle stuur nou nie meer so baie mense uit nie, maar as 'n amptenaar van departement bosbou, forestry,
verbykom en hy sien iemand visvang, is hy verplig om aan daardie persoon 'n lisensie te verkoop. So daai persoon moet 'n lisensie koop of hy moet sy stokke oppak en huis toe gaan. Want dit is die wet. Maar wat ek nou wil toe kom, ek het baie self vis gevang. Baie sleg by see visvang, ek kan nie visvang by die see nie, want die see is te onstuimig. Geen wonder nie, want hy het soveel krappe in hom, so die see sal altyd onstuimig bly. Maar as jy varswater vang, is daar regulasies. Nommer 1, hulle gebruik ook 'n meetstok, die inspekteer. En ek onthou jy mag net 'n aantal visse vang, nommer 1, nommer 2, jy moet eintlik 'n liniaal saamvat want jy moet hom gaan meet. Want as die vis korter is 30 cm, jy kan hom nie in die net hou, jy mag hom nie in die net hou, jy moet teruggegooi. Ander goed ook soos 2 hoeke per visstok, 2 visstok, maar die feit kom, as die visie te kort is, en hy voldoen nie aan die lengte nie, moet die vis teruggegooi word. Hy is nie volgens die standaard nie. Dis waar die woord kanon van die Bybel, die 66 boeke is 'n kanon, is 'n meetsnoer, 'n measuring rod. En alle mense gaan eendag gemeet word. Dis die realiteit. Alle mense gaan eendag gemeet word volgens God se standaard. Ons het verlede week gesê, baie sê, ek is nie so sleg, ek is regtig nie. Jy weet, in vergelyking met Jack the Ripper en Ted Bundy en Hitler, en is ek nie te sleg nie. Maar jy sien, dan word hulle ons standaard. En God gaan ons nie teen hulle meet nie, hy gaan ons meet teen homself. En omdat hy perfek is, wat verwag hy dan? Wat is sy measuring rod? Perfection, perfek. Nie 'n millimeter, wat noem hulle mikromillimeter af nie. Net daai klein, wat nano, wat is nog kleiner? Nanometertjie uit God se standaard. Probleme. Ons laasweek sê ons weet wat hy doen as iets buite sy standaard is. Wat sê hulle in Afrikaans, disregard. Vir ons disregard iets wat buite standaard is. Al is hy net 'n nano, jy behoort ook te weet as dan moet goed werk met sekere komponente. Die ding moet perfek wees. As hy nie perfek is nie, sê die rekenaar vir jou is nie perfek nie. Of hy korrespondeer nie met daai gedeelte nie. Nou kry ons God se perfekte standaarde, 66 boeke wat hulle eintlik saamword, dit die evangelium wat vertel ons van God se perfeksie en sy heiligheid. En dan kom in sy heiligheid kom sy regverdigheid of sy geregtigheid. Ja, dis die woord vir justification. Hy is een wat absolute geregtigheid 100% verwag. Ekskuus, ek gebruik nie verkeerde woord. Hy vereis 100%. Omdat hy self 100% is. Hy gaan ons nie meet aan ander mense se sonde nie. Sê maar my buurman is erger as ek. Ons het na die wette gekyk van Jesus. Ons weet in die bergrede sê Jesus, as jy iemand haat, soos ek sê, ek is 'n massamoordenaar eintlik. As die Here op my kyk sê, as jy in jou hart kwaad is jy 'n moordenaar. As jy na 'n vrou kyk met begeerte, is jy 'n egbreker. As jy in die kerk kom en jou vyand, jy weet daai broer is kwaad vir my, sê die Here, moenie jou offerhande bring, gewoonlik by die nagmaal bring, as jy weet jou broer het iets teen jou, staan op en gaan versoen jou, al weet, hy het nie vir jou gesê hy is kwaad, maar jy vermoed hy is kwaad vir jou, gaan versoen jouself eers met jou broer of jou suster, dan bring jy jou gawe. Dan sê God, ek stel nie belang in jou gawe nie, ek sal dit nie seën nie. Jy kan hom gee, maar gaan dit nie seën nie, want jy dra wrevel teen jou broer. So God se standaard is ontsettend hoog. Net deur goed te sien, en gesindhede is vir ons sonde. Vir ons kan 'n persoon ons sonde sien en sê, dit is nie mooi nie, maar vir God skree dit. So erg is dit. Want hy self is perfek. Kyk vir my asseblief na 1 Timoteus, se besonderse gedeelte 1 Timoteus 1. Timoteus is 2 boeke onthou, is 'n redelike
geskryf na Filippense, Kolossense, Tessalonisense en dan kom ons by Timoteus. 1 Timoteus 1 vers 8 tot 11. En dis belangrik om te verstaan. Want hier skryf Paulus aan Timoteus. Timoteus is 'n jong predikantjie wat hy oplei, ouderling wat hy oplei. Timoteus is wat hy op 'n stadium sê, moenie dat hulle jou jonk of jou jeug verag nie. Maar nou sê Paulus vir Timoteus, sê maar ons weet dat die wet goed is wanneer iemand dit op die regte manier gebruik. Omdat hy besef, hierdie persoon wat dit gebruik, besef dat die wet nie bedoel is vir die regverdige. Wet is nie vir die regverdige bedoel nie. Die wat gered is deur Jesus en regverdig maak is vir hom is die wet nie bedoel nie, maar juis vir wat wie is die wet gemaak vir? Maar juis vir die wetteloses en die ongehoorsaames, vir die goddeloses en die sondaars. Hier 4 klassifikasies van sondaars, né? Wetteloos, ongehoorsaam, goddeloos, sondaars. Vir wie is die wet gemaak? Vir hulle, sê Paulus. Dan gaan hy uitbrei uit werklinge, diegene wat vaders en moeders doodmaak, vermoor, manlike prostituie, vir mans wat met mans intiem verkeer, vir diegene wat mense ontvoer, Suid-Afrika, tipies ontvoering, leuns vertel, mynheid pleeg, enigiets anders doen, wat teen die goddelik gesonde leer indruis. So, Paulus sê die wet is goed, alhoewel ons weet, jy kan dit nie self doen nie, Heilige Gees moet dit in jou doen deur die geskrifte, maar hy sê die wet is nie vir die regverdige nie, die wet is vir die sondaars, leenaar, pa-moordenaars, die is vir die ongeregtighede, want God sal eendag die wet as sy perfekte standaard gebruik om alle mense wat nie deur Jesus geregverdig is nie te meet en pas. Ons weet wat sê Openbaring 20 word die groep boeke oopgemaak in die hemel. Al die wat gesterf het, kom voor die troon. Daar's nie 'n manier om te vlug nie. Mens nie weet, daar's nie meer berge om jou te verskuil. Jy kan nie sê berge val op my heuwels bedek nie, want jy staan voor God. Alles wat gesterf het, kom voor God se troon. En dan word die boeke oopgemaak. Dis 'n vreeslike dag daai. En dit word geskryf sodat ons dit kan verstaan, maar daar gaan goed gewys word, dat mense sê, ek het dit nooit gedoen nie, dan sê die Here, kyk hier. Dis wanneer jy dit gedoen het. Maar ek het dit nooit ongehoorsaam teen my ouers. Kom ek wys jou, waar was jy ongehoorsaam? Want die Heilige Gees sal alles ooprol. Soos 'n groot boek. Dit gaan nie letterlik 'n boek wees, maar daar gaan in jou gedagtes God tot jou, iemand hy beoordeel en veroordeel gaan gewys word. Mag ons gevind word in Christus. Mag ons liewer voor die regterstroon staan van Christus, regterstoel. Want dit is sy bruid voor hulle gaan gemeet word aan die wat hulle gedoen het in sy naam. Hulle gaan nie veroordeel word hel toe nie, want die wat hier voor die groot wit troon staan gaan poel van vuur toe, wat sy naam nie in die boek van die lam geskryf is nie. Die ander wat opgestaan het is nie deel van die wegrapping, hulle gaan voor God se groot wit troon kom. En dit is 'n vreeslike dag, is 'n vreeslike tyd om voor hom te staan met 'n verterende vuur van heiligheid en perfeksie is. Baie mense sê, okay, 'n regverdige regter. Wat beteken 'n regverdige regter? Want hy sê in Eksodus 34:7, sê ek is barmhartig, genadig, ek is vol liefde, barmhartigheid. Maar van met wie praat hy? Met sy kinders, sy volk. Dan sê hy, maar ek laat geen sonde ongestraf nie. Dawid kan getuig, hy weet wat dit is, wat gesê, die swaard gaan nie van jou huis af byt nie. Hy laat nie sonde ongestraf nie. Maar wat is 'n goeie regter? In Suid-Afrika as mens byvoorbeeld praat nie as jy oor 'n rooi verkeerslig gery het, want almal doen dit. Maar as mense ernstige misdaad gepleeg het, word gevang, kom die selle toe, kom voor die regter en mens sê vir die regter, joh, die getuies teen my is te veel, ek erken, ek bely, ek het verkeerd gedoen. En dan sal die regter sê, omdat jy berou het, omdat jy jammer is, gaan vry. Ek spreek jou vry, omdat jy jammer is vir jou verkeerde dade. Jy bely jy het verkeerd gedoen, daarom kan ek geen ander keuse om jou vry te laat. Is dit hoe die regstelsel werk? Maar nou het baie mense begrip van God, die almagtige, heilige, perfekte God, dat hy sal sê vir mense, omdat jy berou het, omdat jy jammer is vir jou sonde, daarom mag jy vry gaan.
Christus is die regter van regters. Einde van Psalm 2, kus die seun dat hy nie toornig word nie. Want gou kan sy toorn ontvlam. Hy is 'n regter wat alle regters sal eendag beoordeel. Sal hy ons laat vrygaan? Sal ons ook vir hom sê, ek weet nie of julle nuwe dinge in die hof gehoor het nie, want ek hoor dit klomp keer oor TV. Die man sê, die vrou aanklaer of die prokureur sê vir die regter, your worship. Daar's net een your worship. Dit is Christus. God in Christus. En nou sê hulle vir die regter, your worship. Dit gaan van edelagbare, your honorable, nou na your worship. Wys net hoe vlak is ons in ons besef van God, wat geworship moet word. Maar al is hierdie 'n baie goeie regter, sal hy definitief nie sê, ag, gaan maar vry. Dis alright. Net nie weer nie. Nie weer iemand doodmaak nie, hoor. Solank jy net beloof om niemand weer dood te maak, ek kan nie vrygaan. Romeine 6 vers 23, ook 'n belangrike vers in die boek van Romeine, sê, the wages of sin is death. Die loon van die sonde is die dood. Dan moet God voor sy regterstoel almal wat nie geregverdig is nie, doodmaak. Want die loon van die sonde is dood. Jy het gesondig, die siel wat sondig moet sterf. Dit staan reg deur die Ou Testament, Jesegiel, die siel wat sondig moet sterf. Adam en Eva, die dag as julle sondig sal julle sterf. Dat nie net daar dood neergaan nie, hy het net 'n tyd gesterf, agteruit gegaan. Nou, ons is daai sterfte ook. Ons almal het ek al gesê, het 'n raklie, ons almal het 'n expiry date. Dis as gevolg van die sonde van Adam en Eva. Seker 18, dis waar staan die 20, siel wat sondig moet sterf. Die regter sal niemand laat vrygaan nie. Hoekom nie? Omdat hy 'n regverdige regter is. Kyk in Hebreërs 1 vers 8 tot 9 as jy kan blaai en so toe 1 of Hebreërs 1 vers 8 tot 9. Hier word dit beskryf, Christus beskryf, die skrywer van Hebreërs beskryf wie Christus is en hoe danig is sy scepter. Scepter beteken is 'n teken van sy regering. Nou sê die skrywer, maar vir die seun sê hy, daai hy is God die Vader. U troon, o God, is vir ewig en ewig. Die scepter van u van geregtigheid is die scepter van die koning. Of anders dan sê, die scepter wat u mee regeer is geregtig. Maar dit het vir ons Psalm 96, hy sal die nasies oordeel, regverdig oordeel. Hoekom? Omdat sê vir Hebreërs 1 vers 9, u het geregtigheid lief. You love righteousness. En u haat wetteloosheid. Daarom het God u gesalf met vreugdeolie bo u metgeselle. God in sy seun is die regverdige beoordelaar en regter. En dit in 'n neutedop, dit was nie in 'n neutedop nie, ek dink hier is in 'n hele groot oester of 'n is waar die evangelie begin. God is 'n regverdige regter. God moet sonde straf. Anders dan gaan as mens nie kom by die punt, en ons volgende week praat ons van wat is true repentance, wat is ware bekering? Dis die evangelie kom hierin, en dis die evangelie wat Paulus ook verduidelik. Wat is die evangelie wat hy sê, Galasiërs 4 vers 4 tot 5? Hy sê in die volheid van tyd stuur God sy seun in die wêreld, hoe? Gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. So Jesus kom onder die wet. Hy word uit 'n vrou, van maagd gebore onder die wet. Hoekom? Om God se wette perfek na te kom. Perfek na te kom. So sou jy sê, dan moet hy gestraf word, moet Jesus gestraf word, want hy doen al die wette dan perfek. Sy troon is 'n troon van geregtigheid. Just and justified. Moet hy gestraf word dan? Nee, hy moenie gestraf word nie. Een van die grootste boosheid en tragedies in die mensgeskiedenis is die kruisiging van Jesus. 'n onskuldige man wat gekruisig word aan die kruis.
terwyl hy eintlik al God se wette perfek. Hy het nie 'n opsie gehad nie. Daar's kerk wat dit leer, Jesus het gesondig. Dan kon hy nie God se perfekte lam wees nie. Dan kon hy nie vir ons doen nie. Hy voldoen, is die enigste wat 100% voldoen aan God se heerlikheid. Romeine 3 vers 23, almal het gesondig en ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, behalwe Christus. Hy ontbreek nie aan God se heerlikheid nie. In Johannes 8 sê Jesus vir die Fariseërs, wie van julle oortuig my van sonde? Wie van julle is daar wat my kan oortuig dat ek sonde het? Dat hy vorentoe kom. Al is hy in alle opsigte versoek, net soos ons sê Hebreërs 4, het hy maar sonder sonde. Sonder dat hy enige sonde gedoen het. En dan maak dit, as jy kyk na Hebreërs 7 vers 26, maak dit hom 'n perfekte hoëpriester. So hy is regverdig, hy is geregtig, hy is die een wat is justifier, hy is die justifier. God gebruik Jesus to do justification. Justification laat ons vrygaan. Beteken nie ons is onskuldig nie. Ons moet nooit dink as ons met God versoen is ons onskuldig nie. Ons moenie ons voorhou as onskuldig nie. Ons is skuldig, maar ons is gejustify. Want God se wet sê, as jy sondig, die groot regter moet jou straf. So wat doen God in sy liefde? Hy stuur sy seun en hy straf hom. Waar hy aan die kruis is, word hy verbrysel. Hebreërs 7 vers 26 sê, so 'n priester was vir ons gepas, een wat heilig was, onbesmet. So onbesmet beteken geen sonde nie. Nie eens 'n gedagtetjie wat verkeerd was nie. Onbevlek, afgeskeie van die sondaars, maak hom 'n goeie hoëpriester. En dis die evangelie van God. Ons het 'n hoëpriester. God het ons versoen deur die bloed, en dis wat Romeine 3 van praat, he can be just and justifier. En dan sê, God is onregverdig nie, want hy is nie 'n goeie regter nie, hy straf nie die sonde. Nee, hy straf die sonde. Hy straf die sonde. Maar wie straf hy vir ons sonde? Dis die vraag. Ons. Ons word vir sy, hy word vir ons sonde gestraf. Dan maak sin wat in 2 Korintiërs 5 vers 21 staan. God het hom, dis Paulus se woorde, 2 Korintiërs 5:21. God made him who knew no sin in us. God het Jesus Christus wat geen sonde geken het nie, hy is perfek, geen sonde geken nie, vir ons, on our behalf, made him sin. Beteken nie Jesus het sonde gedoen. Hy is gestraf asof hy ons sonde gedoen het. Daarom kan hy sê, he is justifier. God justifies us. Hy maak ons regverdig. Regter straf ons, maar Jesus sê, dis asof Jesus kom en daai tyd het hulle jou teen 'n paal vasgemaak en jou rugstuk ingeslaan. Nou sê Jesus, ek is oor jou. Dis daai enetjie oor jou. En hy vat al die teksfolderblou's, al God se regverdig oordeel vat uit. Dan verstaan die gruwel van Jesus. Dus Stuart Elliott van praat hy in 'n Walliese prediker, hy sê dit is die mees onregverdigste tragedievolle oomblikke Christus ons sterf in die kruis, want hy moes nie sterf nie. Eintlik moes hy nie sterf nie, want hy het niks verkeerd gedoen. Hy het God se wette perfek gedoen, en dan word hy getref. Jy sien die wette van Exodus, onthou die gedeelte wat sê oog vir 'n oog, tand vir 'n tand, arm vir arm, begin met 'n lewe vir 'n lewe. As jy 'n lewe neem, moet jou lewe geneem word. En nou is God regverdig. Wat doen God? To meet justification, righteousness. Hy sê, 'n lewe moet vir 'n lewe geneem word. As jy sondig moet jy sterf. A life for a life. Jou lewe oor jou sonde. En nou kom hy in Christus en sê, his life for your life. Hy vat sy lewe en hy ruil dit jou lewe en ons lewe sodat ons kan lewe. So hy is 'n goeie regter want hy straf sonde. Hy sê wat hy doen. He's just. He does what he says he will do. You will die in your sin, but yet in Christus Jesus gee hy sy seun in die wêreld. Dis liefde. Sy my seun sal vir jou sterf. My seun sal die prys betaal vir jou
En dan word Jesus, soos ons weet, Deuteronomium 21 vers 23, vervloek. Die Hebreëus gerem, vervloek is elkeen wat aan 'n kruis of aan 'n paal hang. Jy sien in die Joodse wette, as jy gevang word, jy word gestenig, of egbreek, of diefstal, of moord, word jy gestenig, en dan word jou lijk gevat buitekant die laar, nie waar die Israeliete is in die laar nie, buitekant die laar, word jy aan 'n paal gehang, so die mense kan sien wat vervloek beteken. Dis wat Jesus vir ons gedoen het. Dis die idee. Hy is buitekant die laar gekruisig, nie in Jerusalem, hy is buitekant die laar gekruisig vir ons, to meet God's righteous demands. En dan die res van die evangelie, hy sterf nie net vir ons sonde nie, hy staan nog op. God laat hom opstaan, God laat die Heilige Gees hom uit die dood opwek, omdat hy prys betaal het eerstens vir ons sondes. Dis die hele evangelie, hy het die prys vir ons betaal. Hoekom? Omdat hy God se volledige, regverdige standaarde, God vereis dit, en God doen dit ook wat hy gesê het, hy straf die sonde, hy straf dit aan Jesus. So, as God kyk, basies sê die opsomming, as hy kyk, God na ons kyk, of wat het hy eerste na gekyk? God het eerste na sy seun gekyk, op pad om hom te veroordeel. Wat kyk hy na? Kyk hy na sy seun, wat sien God in sy seun? Ons sonde. Die wêreld, sy kinders se sonde word in God sien dit in sy seun. Wat doen hy met sy seun? Hy verbrys hom. Jesaja 53. Hy vermoor hom. Ja, nee, die Romein, God gee hom oor dat hy hom verbrys. Hy het geweet hulle gaan dit doen. Maar nou, nadat God hom verbrys het en hom die res van die evangelie uit die dood opgewek het, oor hy gehoorsaam was, oor hy nie toe gesweet het in die tuin gesê, Vader, neem weg die beker, finies die taal, is klaar, ek gaan nie vir hierdie klomp mense sterf nie. Ek sien die gruwels, die pedofiele, ek sien al daai pedofiele wat tot bekering kom, ek sien hulle sondes, ek gaan nie vir hulle sterf nie, Vader, ek kan nie vir hulle sterf nie. Maar wat sê Jesus? Nie my wil nie, u wil. En dan word hy verbrys vir ons sondes teenoor. Ek hou van die woord amper soos vermalste styk. Wat is dit? Styk. Is iemand wat aan die kruis hang, wat al God se wette perfek gedoen het. God behaag het in sy perfeksie, sonderloosheid. En dan draai God om, en kyk hy na die mense wat weergebore is in Christus. Wat gebeur? En wie hy sy gees gee. Hy kyk na hulle, wat sien hy in die persoon? Hy sien die bloed van die lam. Hy sien hulle perfeksie deur die Heilige Gees wat ons woon, want dit is Christus se Gees. Sien God perfeksie raak. En daar's 'n Engelse woord wat sê double jeopardy. Julle het seker al baie gehoor van double jeopardy. As jy onskuldig bevind is in 'n hof, kan 'n ander hof jou nie weer skuldig bevind nie, jy is klaar verhoor. Ons is klaar verhoor, die wat in Christus is, want ons is in hom, so sy boete wat hy vir ons gedoen het, is klaar vergeld. God het dit klaar vergeld, hy gaan dit nie weer vergeld nie. Want die wet is geskrywe van mense wat goddeloos, sondaars, ongeregverdig is, en die goed is. Hulle gaan voor God se troon staan en geoordeel en veroordeel word. En ons weet waar gaan baie mense heen na die dood, hulle gaan na houselle toe, soos die ryk man na die houselle toe gegaan het. Go wait your time in holding cells, we will call you when it's time for judgment. Mag die Here vind dat ons in Christus is, in hierdie wat hy nakom en sê, so dat hy, Romans 3:25, so that he can be both just and justifier. Regverdigmaker. Mag die Here vir ons help. Ons sal volgende week kyk. Nou dat ons dit weet, dis die evangelie. God is regverdig, hy is heilig, hy is goed. Ja, hy is goed, hy is liefde, maar hy is regverdig, hy is perfek. Ons is nie perfek nie. Nou wat nou? Wat maak hy met ons? Wat behoort hy met ons? Wat doen 'n goeie regter? Monopoly, go to jail. Don't collect for R200, go straight to jail. Gaan house hulle toe, jou dag van oordeel lê voor jy sal gemeet word volgens die wet. Hier kom God se perfekte standaarde. Hulle wat Christus nie ken nie, word aan hulle eie geregtigheid gemeet.
Hulle is nie visies wat 10 centimeter lank is, wat nie, hulle gaan dit nie maak nie. En hulle gaan volgens die wet geoordeel word. Ons het 'n keuse, wet of Christus. In Christus of die wet, ons gaan kies. Volgens wat wil ons geoordeel word? Mag die Here vir ons help as ons volgende keer kyk na wat beteken, wat is die implikasies van bekering? Johannes die Doper, bekeer julle want die koninkryk van God het naby gekom. Dit is 'n bekeringsoproep. Sal ons kyk. Nou dat ons die wet ken julle die evangelie? Weet jy wat die evangelie is? Die goeie nuus van God. Ons hoef nie geoordeel te word nie. Christus is klaar met ons plek. Geoordeel en veroordeel. En opgestaan, want dis die res van die uit opgestaan. Ons glo in ons harte werklikheid opgestaan uit die dood. Nie soos party skepties en jy het nie reg opgestaan nie. Dan moet ons die hele Bybel maar vat en in die asblik gooi as hy nie opgestaan het by die dood nie. Dit is 'n onderwerp vir 'n ander keer. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir u woord wat heilig is, die woord wat ons lei in alle waarheid. Dankie dat ons die evangelie verstaan, die goeie nuus, maar dat ons ook die slegte nuus verstaan vir die wat nie bekeerd is, vir die wat bestem is vir oordeel. Ons wil bid dat u ons genadig sal wees, dat ons onsself in Christus sal bevind. En ons elkeen hoor die boodskap, mag die Heilige Gees naprediker wees en mense wat u aanroep, want u woord bly. U is getrou in die woord wat sê, en roep my aan in die dag van benoudheid. Roep my aan as jy besef jou sonde is te groot. Roep my aan as jy weet dat jy dit nie op jou eie kan maak nie. En ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. Dankie dat ons u kan eer, want u is ons redder, en ons wil nie hê u moet ons regter tot oordeel wees, maar ons regter vir die goeie dade wat ons gedoen het. Is ons gebed in Jesus naam.